Nou het my jonger sussie vir my gesê dit gaan eintlik nie baie goed met haar nie. Of my jongste sussie is 'n mediese dokter en sy het nog gesê dit gaan eintlik nie baie goed met haar nie. So, maar ons is nou hier vir Openbaring 11. Ons moet begin met Openbaring 11 en dis waarmee ons nou vanaand gaan besig wees vir die rukkie wat ons bymekaar kan wees. Kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie in die naam van Jesus Christus ons Here dat ons ook vanaand weer so rondom u woord bymekaar kan wees en dat ons ook uit u woord uit daardie wonderwaarhede kan leer wat u ook vandag vir ons uit hierdie gedeelte wat ons in Openbaring oor gesels wil leer. Praat asseblief met ons deur u Gees en deur u woord sodat ons dit ook kan verstaan en kan uitleef in Jesus se naam. Amen. Goed, ons Openbaring 11 is deel van daardie groot stuk in Openbaring, die middelste 6 hoofstukke van Openbaring, van Openbaring 10 tot 15, wat bekend staan as die tweede groot troosgedeelte van Openbaring. So, as ek nou vir julle sê, die gedeelte handel van hoofstuk 10 af, handel dit as 'n groot troosgedeelte en julle kom by 12 en 13, sal julle nou verstaan, juis hoekom 12 en 13 in die troosgedeelte inpas, want 12 en 13 is die openbaring van die bose trio. Daar word die bose trio, verstaan dit as 'n teenvoeter van die heilige drie-eenheid. Maar jy kan nie 'n drie-eenheid maak nie. So die duiwel is nie daartoe in staat om 'n drie-eenheid te skep nie, en daarom hierdie openbaring van die bose trio, maar dit val binne in die groot troosgedeelte van Openbaring, nie op 'n ander plek nie. Dit is dis ook nie 'n boodskap wat ons bedreig nie, dis 'n boodskap wat ons juis moet troos. En dit is die wonder van Openbaring 12 en 13. Julle sal onthou toe ons klaar gemaak het met die eerste 6 trompette, het ons by hierdie verposing gekom wat dan nou van hoofstuk 10, 11, 12, 13, 14, 15 strek, en die eerste gedeelte van dit wat ons vanaand gaan behandel, of laat ek sê die gedeelte wat ons vanaand gaan behandel, handel oor die voorloop na die blaas van die 7de trompet. Maar die blaas van die 7de trompet verras mense elke keer, want vir my persoonlik verras dit elke keer, want die 7de trompet is toe nie 'n oordeelsboodskap nie. Dit is toe nou 'n wonderlike boodskap van die heerskappy van die Here oor die wêreld en sy koningsheerskappy oor alles wat is. So die 7de trompet is anders as die 6 seels of die 7 seels. En die eerste 6 trompette is die 7de trompet nie 'n oordeelsboodskap nie. Dis 'n boodskap wat vir ons wil verseker van die heerskappy. En nou sê ek dit doelbewus so, ek wil hê jy moet lees of jy moet hoor heer koppelteken skappy. So die Here se heersersmag. Dis waaroor die 7de trompet gaan. Maar voorafgaande aan dit is daar eers 'n gesig wat Johannes sien in hierdie groot koninkryksvisioen, want onthou, dit gaan nou in hierdie tweede visioen. In die eerste visioen het dit mos nou gaan oor Jesus se teenwoordigheid in sy kerk, en die tweede groot visioen gaan oor Jesus se teenwoordigheid in die kosmos, en binne in hierdie visioen oor die kosmos pas die koninkryk van God, en daarom open hy met die troonsaal en met die lam en die 144.000 op die berg en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar voordat ons dan nou by die openbaring van die bose trio kom, het ons nou eers hierdie stukkie van Openbaring 11 wat handel oor die twee getuies.
Nou die visioen of die gesig wat Johannes sien, ek weerspreek my elke keer met visioen en gesig. Visioen is die groot eenheid, gesigte is die een losstaande of die saamvoegende eenhede van 'n visioen. 'n visioen word opgemaak deur gesigte. Johan, sit vir ons 'n bietjie hou daarin asseblief. Johan, 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 sit vir ons hout in asseblief. Ekskuus, ek wil net Johan moet die vuurtjie stook en nou sit hy met oorfone op, nou kan hy my nie hoor nie. So ek moet nou hier op hom skree. Uh, uh so uh, die eerste gesig van hoofstuk 11 handel oor die twee getuies en dit speel uit in die vorm daarvan dat Johannes die tempel moet gaan meet. Daar word aan hom 'n meetstok gegee wat soos 'n staf lyk en hy kry die opdrag om die tempel te gaan meet. Die voorhoof wat buite die tempel is, moet hy buite rekening laat en nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. So ons het nou hier te doen met 'n opdrag aan Johannes om te gaan meet. Nou 'n meting in die apokaliptiese literatuur, Sagaria, die groot dele van Esegiel, Daniël, meting hou altyd verband met een van twee dinge. Dit het of te doen met bewaring, waar daar gemeet word sodat dit bewaar kan word, of dit het te doen met meting tot vernietiging, sodat dit dan nou vernietig word. Nou as 'n mens nou na die verskillende literatuur daaroor gaan kyk, dan is daar instansies waar die meting baie spesifiek gaan oor vernietiging en daar's instansies waar die meting baie spesifiek gaan oor bewaring. Hier het ek 'n vermoede gaan dit oor vernietiging. Die tempel op die einde van die dag gaan nie meer bestaan nie. Die tempel moet gemeet word, maar die buitenste voorhof wat nou die voorhof van die heidene is, die mag Johannes nie meet nie. Hy moet ook die mense tel wat in die tempel aanbid, alhoewel dit al geopenbaar is in Openbaring 5 en Openbaring 7 as 'n ontelbare skare, moet hy dan nou dit gaan meet. En dan die buitenste voorhof meet hy nie, want dit is aan die heidene oorgegee en hulle gaan dit nou 42 maande lank vertrap. Nou hierdie begrip 42 maande kom in verskillende forme in hierdie gedeelte en in die res van Openbaring na vore. 42 maande is 3,5 jaar. En 3,5 jaar is 1260 dae. En soos wat ons nou aangaan, gaan julle nou agterkom hoe hierdie wisselwerking van 3,5 dae, 3,5 jaar en 1260 dae en 42 maande, hoe hierdie wisselwerking in hierdie visioen werk. Die periode wat normaalweg in die eksegese daaraan toegeken word, is die volle periode van die vernedering van Jesus af tot by sy wederkoms. So hierdie hele periode tussenin, hierdie tyd waarin ons nou leef, die koms van Jesus na hierdie wêreld, want Jesus se koms na hierdie wêreld was die eerste trap van sy vernedering, tot daar waar hy weer kom. Hierdie periode van tyd is hierdie 42 maande. En hulle gaan, of hierdie 3,5 jaar dan nou, of 42 maande, en in hierdie tyd, gaan die twee getuies, en ek gaan nou vir julle sê wie die twee getuies volgens die beste interpretasie is, gaan die twee getuies wêreldwyd die evangelie verkondig. Die twee getuies waarvan daar in vers 3 sprake is, hulle kry opdrag om in sak en as geklee 1260 dae lank
te gaan profeteer. Nou hoor julle, 42 maande, 3,5 jaar, 1260 dae, dieselfde periode van tyd net op ander maniere uitgedruk. Gaan hulle nou profeteer, dan word hulle beskryf as die 2 olyfbome en die 2 kandelare wat voor die Here van die aarde staan. So die vraag wat ons moet vra is, wie is hierdie 2 getuies? Wie het die Here in gedagte met hierdie 2 getuies, veral ook in die lig van die goed wat gebeur voordat hierdie gesig homself uitgespeel het. Hierdie 2 getuies kry die opdrag om te gaan profeteer, om te gaan getuig. Dis hulle werk. En dan word hulle beskryf as die 2 olyfbome en die 2 kandelare. En daar is eintlik nie 'n ander interpretasie wat 'n mens hieraan kan heg as dat hierdie 2 getuies verteenwoordig die kerk van Jesus Christus soos wat hy op aarde funksioneer tussen die koms van Jesus en die wederkoms van Jesus. So dis ons. Ons is die getuies. En dis interessant, dis nou waar hierdie olyfbome en kandelare vandaan kom wat voor die Here staan. Ons is daardie getuies. Ons wat die kerk van Jesus vorm, is daardie getuies en ons dra die profesie, die boodskap van die evangelie van Jesus die wêreld in. Dan is daar 'n baie interessante opmerking in vers 5. En dit is as iemand die 2 getuies wil skade aandoen, dan word hulle verteer deur die vuur wat uit hulle monde uitkom. So hulle kan nie skade aangedoen word nie. Die kerk van Jesus Christus in hierdie periode is 'n dinamiese groeiende werklikheid. Nou gaan jy vir my sê, maar dit is nie so nie, die kerk kwyn. Dis nogal 'n groot vraag of die kerk regtig aan die kwyn is. As ek na ons eie gemeente kyk, is presies die teenoorgestelde waar. Ons gemeente is nie kwynend nie, ons gemeente is dinamies groeiend. Is nie so seer in getalle nie, ons is nie besig om al groter te word nie, daar is eenvoudig nie mense om mee groter te word nie, maar in terme van ons verstaan van die evangelie, van ons toewyding aan God, van ons manier van lewe voor God, van die getuienisse wat van lidmate uitgaan, wat sê, ek het anders begin dink oor hoe die evangelie in my lewe moet manifesteer en sulke goeders. En dit is een van die dinge wat van die allergrootste belang is. Die duiwel het nie nou aanslag op die kerk nie. Die kerk is nie regtig besig om so dramaties te krimp soos wat daar altyd daarvan gemaak word nie. Ja, in terme van die wêreldbevolking word die kerk persentasiegewys al kleiner, maar dit het niks te doen met mense wat na ander godsdienste toe gaan, wat sê hulle verlaat die Here van die leerskare, hulle verlaat die ware God, hulle gaan na ander godsdienste nie. Dis net in die ander godsdienste is die geboortesyfer soveel hoër as wat dit in die Christendom is, want Christene het 'n lering oor rentmeesterskap en ons leer vir mekaar, ons moet vir ons mense kan sorg, en daarom dink ek is dit deel van Christen wees dat ouerpare in die tyd waarin ons leef het 1 en 2 kinders. En dis baie selde dat hulle 3 het en baie selde, dat nog meer selde dat 'n ouerpaar 4 kinders het. So as jy regtig daaroor gaan sit en dink, 'n ouerpaar, Rihanna, as 'n mens sommer net dink aan Boet en Patat, wat met hulle 2 dogters het eintlik nog net vir hulle 2 vervang. As hulle die dag uit hierdie wêreld uitgaan, is daar net 2 mense wat hulle plek kan inneem. Daar is nie 'n derde een waarmee die bevolking kan groei nie. Ek wil net hê julle moet daai konsep reg kry van dit klink asof die duiwel besig is om te wen. Hy is nie. Ons het self die keuse gemaak om op 'n verantwoordelike manier met ons rentmeesterskap om te gaan
en te sê, maar ek kan nie vir 4 of 5 kinders sorg nie. As ek vir 4 of 5 kinders kon sorg, sou ek 4 of 5 kinders gehad het. Dis wat jong mense nou vandag sê. Ons wat nou bietjie ouer is, wat nou al nog die 4 en die 5 kinders gehad het, ons is eintlik voorlopers van hierdie rentmeesterskap wat ons kinders ook begin leer, want ons kinders is nou die kinders wat begin om 1 en 2 kinders en maksimum 3 te hê, en dan het 'n mens eintlik nog nie bevolking aangevul nie. So dis hoekom dit lyk asof die Christendom kleiner word. Hy word nie. Hy word in verhouding tot die ander godsdienste in die wêreld, die Hindus, die moslems, die boeddhiste, die Afrika-animiste en sulke die ander groot godsdienste in die wêreld, word hy persentasiegewys kleiner, maar dit is omdat hulle soveel vinniger groei. Hulle het so baie kinders dat hulle groei en nie soveel dat hulle mense, hulle wen in elk geval nie eintlik mense uit die Christendom uit nie. Ons sit natuurlik met die probleem dat ons wen ook nie eintlik mense uit die ander godsdienste uit nie. En dit is waar hierdie 2 getuies se rol dalk nogal belangrik word, maar ons moet gaan profeteer en ons kan nie aangeval word nie. Ons so sê ons teks, die 2 getuies, die kerk van Jesus Christus in die tyd tussen die koms van Jesus en die wederkoms van Jesus, het die mag om die hemel te sluit, sodat dit nie in die tyd wat hulle profeteer sal reën nie, en hulle het ook die volmag om soos dikwels as wat hulle wil water in bloed te verander. Nou, nie reën en water in bloed is doodstekens, hoor. Dis tekens van afsterwing. Julle wat in die boerderybedryf is, sal nog beter weet as ek wat die impak van 'n droogte op julle boerderye is. In die wêreld waar ek redelik groot geword het, waar daar baie gesaaides was, het 'n mens dit aan die gesaaides gesien, dat dit nie reën nie. Die beeste en skape is miskien so 'n bietjie moeiliker om te sien, want hulle word stadiger, maar uiteindelik is die impak is ontsettend, ook vir die Christene wat in die wêreld leef. Maar hierdie opdrag het niks te doen met reën of nie reën nie. Dit het nie te doen met lewegewende water of nie lewegewende water nie. Dit het te doen met die oop en toesluit van die koninkryk van God. Dit is die uitvoering van die opdrag wat Jesus vir die disippels in Matteus 16 gegee het, toe hy gesê het, op hierdie rots, die belydenis van Petrus, dat Jesus die Christus, die Seun van die lewende God is, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en ek gee aan julle die sleutels van die koninkryk, sodat dit wat julle oopsluit, oopgesluit sal bly, en dit wat julle toesluit, toegesluit sal bly. So, dis waaroor hierdie verwysing van Johannes gaan, hierdie gedagte van dat die gelowiges, die 2 getuies, die volmag het om die hemel te sluit of om water in bloed te verander en die aarde met elke moontlike ander plaag te tref. So, tot by vers 6 het ons hierdie boodskap van die 2 getuies wat dinamies met hierdie getuienis na vore gaan. En dan in vers 7 kom die afhandeling van hierdie getuienis ter sprake. So die werk van die getuies is afgehandel wanneer vers 7 aanbreek. Nou as jy nou kyk na vers 7, dan staan daar, wanneer hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier uit die onpeilbare diepte verrys, teen hulle oorlog maak en die oorhand oor hulle kry en hulle doodmaak. Hier kom nou hoe sal mense dit nou beskryf, die tyd van aanvegting vir die kerk van Jesus na vore. Die beeld van die getuies wat deur die dier uit die onderaardse diepte
doodgemaak word, gryp nie soseer na die toekoms toe om te sê daar gaan 'n tyd kom dat ons nie meer die voorreg gaan hê of die geleentheid gaan hê om as gelowiges saam te vergader en ons lewe te bou rondom ons verhouding met die Here Jesus Christus nie. Dit gryp eerder terug na die dood van Jesus self. Daarom is dit so belangrik dat 'n mens raak sien dat wanneer hulle doodgemaak word, hulle lyke 3,5 dae in die strate van die hoofstad, die stad waar waar hulle Here gekruisig is. 3,5 dae in daardie stad sal rond lê. Hier kry 3,5 die betekenis van 'n halwe tyd. 7 is die voltyd, 3,5 is die halwe tyd. Maar onthou nou, ons het gesê 42 maande, 3,5 jaar, 1260 dae hou verband met hierdie tyd tussen Jesus se koms en sy wederkoms. En daarom dink ek kan 'n mens nie dit maar sommer net afmaak wat ons net nou gesê het dat daar geen aanslag teen die kerk is nie. Natuurlik ervaar die kerk aanslag. Ons ervaar dit in ons tyd. Ek het maandag het ek 'n vergadering gehad met die Breër Kerk oor ons posisie en ons status op die pad vorentoe. En net vir die interessantheid ek kan dit maar vir julle sê, Jan Libbe het self die vergadering kom bywoon hier in my sitkamer. En ons het nogal 'n klomp interessante dinamiese goeders bereik vir ons gemeente wat op die pad vorentoe vir ons voorlê, ook in ons verhouding met die res van die kerk, maar ek sal daaroor later met julle 'n bietjie meer detail gee. Maar die voorsitter van die algemene sinode se moderamen en die Vrystaat se moderamen was teenwoordig in die vergadering omdat ek daarop aangedring het dat daar 'n lid van die moderatuur in die vergadering moet wees, anders vergader ek nie met die ring nie. En toe was hy nou self hier gewees en ek sal vir julle later 'n bietjie meer detail daaroor gee oor wat ons toe nou by uitgekom het en hoe ons die goed nou op die pad vorentoe gaan hanteer. So kom ons sê vir mekaar, daar kom 'n tyd dat die kerk van Jesus regtig in geweldige intensifisering van die aanslag wat daar maar altyd deur van Jesus se koms tot Jesus se wederkoms van die Satan se kant af teen die kerk sal kom. Die getuienis gaan klaar gelewer wees wanneer daardie goed klaar wanneer daardie intense aanslag gebeur, maar dan is die 3,5 dae wat die getuies in die strate se lyke in die strate van die stad waar die Here gekruisig is lê, is 'n verwysing na Jesus se eie dood en nie na die dood van die kerk nie. Wil julle moet dit lekker tuis maak vir julleself daarin dat dit nie verwys na die dood van die kerk nie, maar na die dood van die Here. Daarom word hulle na 3,5 dae ook weer opgewek. In die 3,5 dae is die wêreld baie bly. Hulle juig, hulle klap hande, hulle gee persente, hulle sing lofliedere vir die bose wat die sogenaamde oorwinning behaal het. Maar sy oorwinning is eintlik 'n skynoorwinning. Want hulle lê nou vir 3,5 dae daar in die stad. Hulle mag nie begrawe word nie. Hulle liggame moet daar wees vir bespotting en sulke goeders. Presies die goed wat met Jesus gebeur het. Maar na 3,5 dae kom die asem, kom die gees van die Here weer en hulle staan op. En dan volg daar 'n geweldige verskrikking onder die mense. So van vers 11 af, die lewegewende asem van God het in hulle ingegaan, hulle het op hulle voete gekom, terwyl diegene wat hulle gesien het deur groot vrees oorval het. Toe het hulle 'n harde stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. Sien julle die prentjie van die evangelie, hoe Jesus na die aarde toe kom, hoe hy
verneder word op aarde, verneder word tot in daardie vals verhoor voor Pilatus wat hom tot die kruis oorgee, gekruisig word, sterf, begrawe word, opstaan. En dan, wat is die volgende wat gebeur? Naas die verskynings om sy opstanding te bewys, te verseker vir die gelowiges, is die volgende die wegneem na die hemel toe. En hier vind dit nou ook met die twee getuies plaas. So die beeld is 'n presiese afbeelding van wat met Jesus gebeur het. En wanneer die kerk dan nou opgeneem word na die hemel toe, kom op hierheen, dan is dit nie die disippels wat staan en agterna kyk nie. Hulle is nou die mense wat opgeneem word. Die disippels, nie net die 12 nie, almal van ons is mos Jesus se disippels. Nou staan die wêreld, die vyande, staan hulle en agterna kyk, staan daar in vers 13. En dan volg daar hierdie groot geweldige aardbewing waardeur 'n tiende van die stad in duie stort en 7000 mense sterf. Albei simboliese getalle, die hele stad en al die mense. Kan 'n mens maar daarin lees as jy die getalle in Openbaring reg verstaan. So en dan net die opmerking, die tweede ramp is nou verby en die derde ene kom gou. En die derde ramp is nou die een wat gaan gebeur wanneer die uitwerking van die 7de trompet aan die einde van hoofstuk 15 begin gestalte kry in die 7 bakke wat dan op die aarde uitgegooi word. Ons tydjie is min, maar kom ons hoor, is daar vragies of opmerkings van julle kant af asseblief. Dis nogal 'n redelike moeilike gedeeltetjie hierdie, maar ek dink ons het hom goed raak gevat. Is daar vrae enigiets? Maxie, daar van jou af? Nee, dis net 'n mond vol wat ek vanaand gehoor het. Ja, ek het hom gelukkig opgeneem, so jy kan hom weer gaan luister. Ja, dis reg, ek sal. Ja, hy is ook, dat ek net gou seker maak, hierdie uiteensettingkie word ook redelik deeglik uiteengesit in hoofstuk 25 van die boekie, van die Openbaring boek. Soos wat ek hom nou vir julle gegee het, so min of meer, dis nooit dieselfde nie, dit is twee verskillende media waarmee jy werk, of twee verskillende mediums waarmee jy werk om met mense te praat oor die goed of om te gaan sit en skryf oor die goed, is twee wêrelde uit mekaar uit. Maar julle sal, as julle hoofstuk 25 van die boekie lees, gaan julle redelik dit wat ons gesê het, mooi by mekaar gevat kry ook in die verduideliking wat in die boekie gegee word. So julle kan dit gerus doen, want julle het nou al twee boekies. Ek dink min of meer almal wat nou aan die Bybelstudies deelneem het al boeke, so ons kan nou 'n bietjie na die boeke ook verwys. Rihanna, van jou kant af? Nee, niks nie, dankie dominee. Deur mekaar gepraat, of wat? Nee, ek dink is belangrik om dit net weer te gaan luister en net weer te hoor. En dan wel wat wonderlik werk is om dit dan te gaan lees in die boekie. Ja, dit is gewoonlik as 'n mens nou, ek gaan die videoetjie sal ek nou môreoggend gou aan, nee, ek sê nou weer môreoggend, maar ek is van vroeg môreoggend af uit na Rolien toe. Is gelukkig net een jong kudu wat ons moet werk, so ons het nie vreeslik hande nodig nie. Ek dink hy gaan ons nie veel meer as 'n uur en 'n half besig hou nie. As dit net ek en sy en Johanna en die bediende is, haar bediende is, gaan dit ons nie veel meer as 'n uur en 'n half vat. Dan gaan ons hom gewerk hê, gemaal en gesny wat gesny moet word. So Rihanna, jy weet ek het verskoning gemaak, jy kan nie daar wees nie. Maxie, jy het ook verskoning gemaak. Ek kan nie daar wees by die vleiswerkery nie. Dankie, dis ook nie op hierdie stadium regtig nodig nie. Ons gaan nou net daai kudoetjie werk en dan is daar net 'n klompie maalvleisbestellings in die gemeente wat ek moet gou uitsort en die res ry ek ons Londen toe vir verkoop.
So dan hulle is ook al ek dink alles al my oudste seun het gesê pa bring vir my wat oor is. So ons sal maar vir hom vat wat oor is en dan die res sal ons nou verkoop kry. So die kudukie is in werklikheid verkoop teen redelik goeie vleispryse. Maar is nou nie nodig dat almal nou daar gaan sit te werk nie of gaan staan en werk. Okay, Dominee, ek kan môreoggend daar wees. Ek moet net môre middag Bloemfontein toe. Is dit? Maar so julle kan sê as julle hulp nodig het. Ek sê Rihanna, kom ons kyk as ons daar is dan bel gee ek jou 'n lykie as dit nodig is, hoor. As jy niks van my Okay. hoor en dan gaan ons aan want ek en Roline het vanmiddag gepraat het ons gesê as ons 4 saam begin sny want sy en haar bediende het vanmiddag die blaaie en die nek afgesny. So dis nou al in blokkies, dis klaar reg vermaal. So is in werklikheid nog net die ribbes en dan die rug wil ek omdat dit 'n jong kudu is, wil ek sy rug uithaal en die rugstringbiltonge dan nou in plaas van T-bones net gewone steak sny en dan die sirloin en die steaks mooi sny en dan die fillets uithaal en dan sal ons kyk hoe lyk sy ramps of 'n mens sy ramp ook in steaks kan sny en die res gaan ons maal. Ons gaan nie eers probeer om biltong van hom te sny nie, hy is te klein daarvoor, hy's 'n jong kudetjie. Okay, so dit gaan regtig vinnig wees. Ek dink nie ons gaan middagtyd haal voor ons klaar is daar. Okay. Die groot Maar laat weet maar as daar hulp nodig is. Ek sal vir jou laat weet, Rihanna, baie dankie. Okay, seën vir julle. Dankie Dominee. Sterk staan en hou vas. Onthou die kerk is nou het nog 'n taak. Ons is nog besig om die getuienis te lewer. So laat ons dit nou doen en dit reg doen. Mooi gaan met julle. Ek stop. Ja. Lekker aan. Okay. Dankie, okay Maxie. Dankie. Bye-bye. Bye.